Benewens geestelike groei fokus julle ook sterk op die liggaam en kreatiwiteit, soos houding vir gewone mense, kuns vir gewone mense en klavier vir gewone mense. Hoekom is dit vir julle belangrik dat geloof ook sigbaar word en hoe ons beweeg, skep en leer? Skep en leer, ja. Hy het nou baie mooi al daaroor gepraat dat sodra jy kan begin skep, dan is dis die ultimate, jy weet. Mense glo nie dat hulle kan skep nie. So ons het ook gesien dat daar is definitief 'n behoefte, of baie mense het al navraag gedoen en gesê, maar wil ek nou spesifiek klavierlesse gee nie. Nou, ek het dit probeer. Ek het regtig probeer. Ek het al my lere geleer om dit te kan doen en ek het vir 'n jaar lank vasgebyt en in 'n klaskamer gesit met 'n kind, laerskoolkind langs my. Dit het vir my aan die einde van die dag gevoel ek het heeldag tot 4 getel, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Want gewoonlik was dit kinders gewees wat glad nie belangstel nie, maar die ouers het gevoel eerstens kind moet aan alles blootgestel word wat goed is, maar dan was daar ook ouers wat gevoel het die kind het talent en dan het die kind nie talent nie. So ek het dit heeltemal uit my stelsel uitgekry. Ek wil nie meer dit doen nie. Toe het ons nou die dag daaroor gepraat en gedink dit sal goed wees as ons 'n kursus begin met klavierlesse sonder om die persoon note fisies te laat leer. Ek kan dit ook doen, maar soos ek sê, dis nou nie waarvan ek hou nie. Vingers sterk maak en sekere akkoorde en sekere style wat opgetel kan word wanneer ons musiek maak, gaan ek dan aanbied en dit is ook skep. Ek en jy het nou die dag lekker gesels daaroor dat dit is eintlik wat die gelykenis oor die talente beteken. Jy kan dit wat God vir jou gegee, die talent wat God vir jou gegee het, moet jy kan help vir 'n volgende persoon om ook dit te kan poleer. Want baie keer sit mense met iets binne in hulle. Weet jy, Annemarie, en dan weet hulle dit nie. As iemand nie 'n kwas optel en 'n ding begin verf nie. Ja, gaan jy nie weet of jy daai talent het nie, maar op skool het ek net 'n stokmannetjie geteken. Okay, well done, maar dalk net is daar 'n bietjie kreatiwiteit in jou wat net daai spark nodig het. En dit is wat hy nou al reeds begin met sy tutorials oor kuns vir gewone mense wat fenomenaal is. Ja. Ons fokus op 'n spesifieke styl of hy fokus op 'n spesifieke styl. Ek neem dit net af want regtig ek het nie die kunsding gekry nie. En dan haal ons sekere dele daar uit of dit wat vir ons belangrik is. En die mense het nou al vir ons gekontak dat hy ons gister vir iemand 'n hele lys deurgestuur het van die basiese dinge wat hulle kan kry om mee te begin, soos wat hy hulle geïnspireer het. Verstaan jy? Dit is regtig waar so wonderlik. En dan die houding vir gewone mense is daai houding, jy weet. Want ons loop mos maar bietjie krom soms en soos hy nou al gesê het, jy's 25, weet jy, 'n mens moet nooit iemand oordeel nie. My pa het vir my gesê toe ek 18 was. Toe sê hy vir my, my kind, alles wat ek 'n ander persoon oor geoordeel het my pad langs gekom en ek het nie geluister nie, Annemarie. Ek het nog steeds vir my ma gesê, sy daar by my gebly het en sê ek, as sy so in die gang afkom, sê ek, mamma, tel net daai voete op asseblief. En nou hoor ek daar in ons huis weet, ek sleep my voete. Ja, want dit is net so gemaklik. En dit moenie so wees nie. Ja. Dit is nie nodig nie. Ek sê vir hom, 'n mens begin al hoe stadiger uit die bed uit opstaan, wat nou 'n baie eenvoudige ding is, wat almal soggens doen, hè. En dan dink jy by jouself, wel, voordat ons daai ding begin doen het ek vir myself gesê, dis fine, jy weet, jy is nou in daai ouderdom wat jy bietjie stadiger kan optel. Dis nonsens. Ek vlieg nou, letterlik, ek het myself gedwing te doen, ek vlieg uit die bed uit op. Toe sê hy vir my, maar hy het nog gelees, dis dalk gevaarlik. So ek, well, if we go, then we go. Is dalk goed vir die spiere, maar nie goed vir die hart. Ja, nee, maar ek wil op, man. Ek wil nie sukkel en eers bietjie op die rand van die bed sit en kyk, soos ek nou die dag vir jou gesê het, wat kan ek doen terwyl ek nou hieronder is, en dan stadig begin opstaan nie. En toe het ons begin navorsing doen en besef dat weerstandsbande is 'n ongelooflike wonderlike ding wat jy sommer in die gemak van jou eie huis kan doen. Jy kan oorgewig wees om dit te doen. Jy kan jou ouderdom al bereik het om dit te doen, want ons gaan dit so aanbied dat jy jouself kan toets. Tot waar kan ek gaan? Okay, vandag het ek iemand nodig. Piet, kom gou hierso, dan haak jy net vir my asseblief tog
die rek om my voet en dan doen jy jou oefeninge. Ja. En ek kan al die verskil agterkom in my soepelheid. Jy weet, en ek het glad nie, hy's 'n Hitler, hy kan my druk, maar dan sê ek het vir hom, nee, ek gaan nou net 3 sets doen, ek gaan nou nie 4 sets doen, en dan sit dit, jy weet. En ek het 'n bietjie begin springtou spring, en jette man, 'n mens se veerkrag kom terug. Ons ander, ek wil nou nie alles hier uitgee nie, maar ander navorsing wat ons gedoen het is, mense is mos nou maar geneig, hoe ouer jy word, hoe makliker val jy. En waarmee keer jy? Definitief met jou kop nie. Asseblief nie jou kop nie. Ons beveel ook aan dat jy nie. Moenie die kop ding doen nie. Jou hande, dit is 'n outomatiese reaksie. So dis belangrik dat hierdie gewrigte, soos jy nou gesê het, en selfs jou hande sterk word. Nou hy was nou so sterk geweest laasweek, hy het nou een van ons handgrips gebreek. So hy kan maar val. Hy sal goed kan keer. Is hy een handgrip vir kids? Hoe is dit daai een geweest? So ons gaan 'n bietjie vir hulle leer om hulle hande sterk te maak, ons gaan leer om jou gewrigte sterk te maak. Baie basiese dinge, maar die eindresultaat is, jy kan dit regtig nie glo nie, hoe net 'n bietjie oefening begin om jou hele stelsel te verander. Jy begin meer regop loop, hy laat my baie loop, en sê vir my, trek, sit 'n boek op jou kop, trek terug jou skouers, 20 keer op en af, en maar dan doen ons dit. En weet jy wat, toe ek nou die dag in die mall loop, toe kom ek agter, dit begin 'n lewenswyse loop, ek begin regop loop, wat fenomenaal is. En dan dink dan ons aan nou ouens, want jy kan ons nog maar lekker loop met 'n houding, dan kan hulle dink jy is nou bietjie. Jy lyk nou so een van die kartelbaas van Venezuela. Moenie dit sien nie, nou kom al trap my. Hoekom kan jy nie houding hê nie? God het ons mooi gemaak. Dit is my koppie, dit is my voete, dit is my lyfie. So trek hy skouers terug. Weet wie jy in Christus is, dis die belangrikste ding. Dis die eerste ding wat ons gaan leer. Weet wie jy in Christus is.